Jesus Christus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Mag daar vir u genade en vrede en oorvloed wees, deur die kennis van God en van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing is vanmôre uit Genesis 28, vers 11 tot 19, en dan ook vers 22. Kom ons lees dit saam. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak in die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en vir jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dis niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy die klip wat sy kopkussing was gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bet-El, huis van God genoem. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat u my gegee het, sal ek vir u 'n tiende gee. Ons lees net tot sover. Geliefdes, ons tema is vanmôre, alles is genade. Nou vriende, as jy vanoggend 'n definisie moet gee vir genade, wat sou dit wees? Vat gou so 'n oomblik en dink aan daardie klein woordjie genade. Wat beteken dit vir jou? Nou nie in die sin wat ons dit baie keer gebruik om te sê genade, die kinders word groot nie. Dink aan God se genade. Sê die genade waarin jy dink iets van die geskenk wat God vir jou gee? Of is genade iets waarop jy wil aanspraak maak net wanneer jy wil? Genade is eintlik 'n baie belaaide woordjie met 'n reuse impak op 'n mens se lewens. Geleerdes waarsku ons teen goedkoop genade. Nou wat is dit? Goedkoop genade is iets wat jy van 'n winkelrak af sou kon koop. In meer kerklike taal word dit voorgehou as iets uit die kerk se tesourie, met ander woorde die kerk se geldkas. Uit hierdie tesourie versprei die kerk dan allerhande seëninge, sonder om vrae te vra of grense te stel. So die redenasie is soos volg: die rekening is vooraf betaal en daarom kan almal dit kry, verniet. Ek kan maar fouteer sonder berou, want God se genade is mos vir almal. Ons leef in 'n kultuur waar mense voel dat dit hulle reg is om op sekere dinge aanspraak te maak. Het ons in die kerk nie genade ook so hanteer nie? Genade is tog nie iets waarop jy kan aanspraak maak nie. Dit is 'n geskenk wat net van God ontvang kan word. Dink bietjie aan wat is die kosbaarste, onvervangbare geskenk wat jy al ooit gekry het. Iets wat geld nie kan koop nie. Dit is God se genade. Ons kan dit nie koop nie. Ons kan dit nie met mensgemaakte dinge vervang nie. Kan ons dan die stelling maak dat alles is genade? Verseker ja, want oral waar God self teenwoordig is, daar is sy genade ter sprake. En nou wonder 'n mens soms, maar waar is God se genade dan oral? Ek wil graag vir julle 'n staaltjie deel. Op 12 Januarie 2007 het die Washington Post 'n eksperiment gedoen. Hulle het op die treinstasie 'n eksperiment gedoen met Joshua Bell, wat een van die wêreld se bekendste violiste en inwoners van Washington DC was. Met sy $4 miljoen viool het hy van sy bekendste meesterstukke daar op die treinstasie gespeel, en hulle wou kyk hoeveel mense hom sou erken as hy as 'n straatmusikant sou optree. Hy het heel normaal aangetrek en sy vioolkussie oopgemaak, sodat mense vir hom geld kon gee, so straatmusikante mos nou maar maak. En in die 43 minute wat hy gespeel het, het daar 1097 mense verby hom geloop. En hy het 'n volle $32 en 'n paar sent losgespeel.
Een persoon wou hom laat arresteer, maar sy het daarom gedink, hy is daarom so klein bietjie beter as die gewone straatmusikante wat soms daar is. Heel in die einde het een vrou hom herken toe hy gespeel het. Sy het doodstil gestaan en hom geluister. En toe hy klaar was, toe sê sy iets soos, so iets kan seker net hier so in DC gebeur, want jy is so beroemd. Jy hoort mos nie hier nie, jy is uit jou plek uit. En hierdie storie is eintlik vir my aangrypend, want het is vreemd om iemand wat nie veronderstel is om op 'n plek te wees nie, so raak te loop. In baie van ons lewensfilosofie is daar 'n plek vir alles. Daar is selfs plekke gereserveer vir God. En dan is daar plekke waar God nie is nie. En as God nie daar is nie, dan neem ons ook aan sy genade is nie daar nie. Dit is amper soos 'n radiostasie wat jy luister. Jy verwag dat daardie stasie op 'n sekere frekwensie of bandwydte sal wees. En as jou stasie so 'n bietjie wegraak, dan soek jy daardie fyn frekwensie, want jy sal die stasie nie te ver uit daardie bandwydte uitkry nie, want hy moet daar wees. Jy verwag nie jou radiostasie buite die frekwensie nie. Selfs met God het ons ook sekere verwagtings wat sy teenwoordigheid en sy genade betref. Kan ek die beeld gebruik dat God net op sekere frekwensies uitsaai, met respek gesê natuurlik, dat ek hom op sekere plekke sal verwag en op sekere plekke nie sal verwag nie. Ek het gewoond geraak dat God op die frekwensie van kerk sal wees, of op die frekwensie van stilte tyd, of op die frekwensie van medegelowiges by mekaar, byvoorbeeld omgegroepe of bybelstudie. Maar op plekke waar ek hom nie verwag nie, daar is hy mos gewoonlik nie. Ek het nie gedink dat ek God sal raakloop in my besige dag met al sy bedrywighede nie. So dan kan ek ook nie sy genade dan verwag of uitleef nie. Ek het nie gedink ek sal God raakloop in 'n krisis of in slegte dinge nie. En tog as ek terugkyk, dan sien ek en besef ek, wat is God se genade? Ek het groot geword met hierdie idee dat God op sekere plekke nie is nie. So in my jong mens brein het ek altyd gedink, God sal nie daar in dobbelhuise of in clubs of in sulke plekke wees nie. En tog, God is met my waar ek my ook al mag bevind. Ek kan nie vir die Here by die deur los en sê, Here, ek kry 'n bietjie weer later as ek hier uitkom nie. Ek het dikwels gehoor, daar is 'n plek vir God en 'n plek vir werk, 'n plek waar mense God moet verwag en waar hy nie is nie, en mens moet nie hierdie twee meng nie. Daar is byvoorbeeld 'n plek vir politiek en die staat, maar jy moet nie vir God daarby intrek nie. So skryf Eugene Peterson 'n boek met die naam Christ Plays in 1,000 Places. Maar my frekwensie om God op te vang is soms net op 3 of 4 plekke. Ek verwag hom net daar waar ek gedink het hy sou wees. En as Christus dan op 1000 ander plekke is en ek hoor hom net op 3 of 4 plekke, dan hoor en sien ek hom dalk op 997 plekke nie. Dan is ek amper soos Jakob, daar in Genesis 28 vers 16. Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het dieselfde fout gemaak as wat ons soms maak. Ons verwag nie vir God by ons skool of by ons werk nie, of by daardie mense wat hom nie ken nie, of by mense wat swaar kry nie, of by iemand wat terminaal siek is nie. Want as God daar sou wees, dan sou daar mos nie soveel pyn en soveel lyding gewees het nie. Die oomblik wat jy in God vasloop, op plekke waar jy hom nooit verwag het nie, dan verander dit alles in jou lewe. En Jakob het hierdie besef. Die Here spreek woordelik soos daar 'n musikant op 1000 ander plekke. Nie net in een deel van jou lewe nie. Jy kom later agter dat God daar is waar jy nie dink hy is nie. Daar is nie 'n ander stel reëls as dit by God se teenwoordigheid kom nie. Nee, hy is oral. En oral waar hy is sy genade vir ons daar. Wat ek vandag vir jou wil sê is, God is op meer plekke as wat u en ek gedink het. En maak daarom gereed om God te ontdek op plekke waar jy gedink het hy nie is nie. Nie net hier in die kerk nie, maar ook op pad na die werk toe. Ook wanneer jy swaar kry en ly, maak gereed om God te ontmoet op die plek waar jy hom die minste verwag. Selfs in die oë van jou kind, daar lê God se genade en sy teenwoordigheid. Jy kan nie die twee van mekaar skei nie.
Hoe baie mense is daar wat dink, God het uitgestap wanneer ek swaar kry en seer kry in my hart het? Nee, hy is selfs daar. Jy is nie altyd bewus daarvan nie, maar hy is daar. Hoeveel mense sê, waar is God wanneer ek my werk verloor, wanneer ek my vriende verloor, of wanneer ek 'n krisis het? Waar is sy genade dan? Weet jy? Hy saai nie net uit op die golflengte wat jy vir hom ingestel het nie. Dink jy God is afwesig in armoede en swaar kry? God is nie afwesig nie, hy is daar. Ek kan dalk weghardloop van God af, maar nie van hom af wegkom nie. Want as ek aan hom verbind is, deur sy groot genade en ontferming vir my as sondaar, kan niks my weer losmaak nie. Ek kan my rug op God draai, maar terwyl ek oor my skouer loer en dan weghardloop, hardloop ek eintlik in God vas, want hy is orals. En dit beteken nie noodwendig dat hy orals ingryp nie, en met sy mag en sy krag orals wys wat hy kan doen nie. Kyk maar weer eens na Jakob. Sy idee was om te vlug, maar hy vind vir God in 'n droom. En God se genade volg hom, saam met al die beloftes wat God aan hom maak. Weet een ding, God is orals en sy genade is vir almal. Dieselfde belofte wat God hoeveel 1000 jaar gelede aan Jakob gemaak het, beloof hy vandag aan elkeen wat glo, vir elkeen wat sy kind genoem wil wees. Hy beloof vir ons dat hy ons sal beskerm. Dit is genade. Hy beloof om ons nie in die steek te laat nie. Dit is sy genade. Hy beloof om ons terug te bring daar waar ons hoort. Dit is God se genade. Elke belofte wat God aan Abraham, Isak en Jakob dwars deur die Bybel gemaak het, is vir ons ook. En dit is alles genade. Daardie selfde genade is vandag ook aan elkeen beloof wat dit wil ontvang. Ek vertroos myself altyd met die woorde van Psalm 139 vers 1 tot 11 en ek deel dit weer vanmôre met u. U weet wat gaan aan hier binne in my, so sê die psalmdigter. Ek kan niks wat ek doen van u af wegsteek nie. Nog voordat ek iets doen, weet u wat dit gaan wees. Of ek by die huis bly en of ek rondloop, daar is niks wat ek vir u kan wegsteek nie. U weet alles wat ek doen. Al het ek nog nie eers begin praat nie. U weet wat ek gaan sê. U ken my deur en deur. U beskerm my hele lewe. Ek kan dit glad nie verstaan nie, al probeer ek. Dit is te oorweldigend. U is orals. Daar is nie 'n plek waarheen ek kan gaan waar u nie is nie. As ek hemel toe gaan, dan is u daar. As ek dood gaan, is u ook by my. Al kan ek so vinnig soos lig beweeg, of al gaan ek na die verste plek toe, u is daar. Die afstand tussen oos en wes is nie vir u te ver om gou na my toe te kom nie. Oral hou u my vas. Al vou die donkerte my heeltemal toe, is u naby my. Lig en donkerte is vir u dieselfde. Niemand kan vir u iets in die donker wegsteek nie. God speel en werk op 1000 plekke. Die grootste les wat een ek kan leer, is om God se genade elke dag te verwag, op die mees onverwagste tyd en plek, vir God om daar te sien of om daar te hoor, want hy is daar. En dit is hoekom Paulus ook in Kolossense 3 sê, alles wat ek doen, of eet, en of ek werk, en of ek met besigheid besig is, doen alles tot eer van die Here. Hy is die stille getuies van alles wat ek doen, selfs wat ek dink. Jakob se naam het kort na sy ontmoeting met God verander na Israel, en dit beteken iemand wat met God kan stoei. Sal dit nie wonderlik wees as jy God se genade begin hoor en raak sien in die alledaagse nie? Dan sal jy sien dat God se genade is wel verniet, maar dit is nie goedkoop nie. Nou is die vraag, hoe raak jy meer van God se genade bewus? Weet jy, kyk net weer vir 'n slag om jou. Raak bewus in die oomblik dat God daar is. Nooi God in om deel van jou oomblikke te wees. Raak bewus van daardie verjoel daar op die treinstasie. Moenie vinnig verby hardloop dat jy nie die vingerafdrukke van God kan raak sien in die alledaagse nie. Moenie so vinnig hardloop dat die mense om jou oud raak sonder dat jy dit nie besef nie. Raak bewus van God in jou man of jou vrou of in jou kind of God in jou vriende. Laat toe dat God deur hulle met jou praat. Raak bewus van God op die plekke en by die mense
waar jy nie gedink het hy gaan wees nie. Iemand het God se genade eintlik so mooi verwoord. Hulle sê, grace is a gift, and the only way to receive a gift is to open your hands. If your hands are closed tight, the plain fact is that God's grace cannot help you. Maar as daar iets soos goedkoop genade is, dan moet daar ook seker iets soos diergenade wees. Dietrich Bonhoeffer beskryf diergenade so, hy sê, diergenade is die skat wat in die saailand weggesteek is. Hiervoor sal die mens alles wat hy het verkoop. Dit is soos die waardevolle parel, waarvoor die handelaar alles wat hy het sal verkoop. Hierdie is die heerskappy van Christus, waarvoor 'n mens alles sal opoffer. Diergenade is die evangelie wat weer en weer en weer gesoek word, die geskenk waarvoor gevra moet word, die deur waaraan die mens moet klop. Hierdie genade is duur, want dit verwag dat die mens Jesus Christus moet volg. En dit is duur, want dit het hom sy lewe gekos. Dit is genade, want dit gee aan die mens die enigste ware lewe. En dit is duur, want dit veroordeel die sonde. Dit is genade, want dit koop die sondaar vry. Maar is duur, want dit het die lewe van God se seun geëis. As dit vir God duur was, kan dit tog nie vir ons goedkoop wees nie. Dit is genade, want God het nie gedink, die lewe van sy seun is te duur prys om te betaal vir ons nie. Duur genade is 'n woord van vergifnis vir die gebroke en berouvolle hart. Genade is duur, want dit dwing my om Christus se juk aan te trek. Dit is genade, want sy juk is maklik en sy las is lig. Alles is genade wat God aan ons bied. Gaan soek dit in jou lewe. Sien dit raak as 'n kosbare geskenk. Soos kindertjies se geskenk is aan ouers en aan ouers toevertrou word. So lê God se genade vir ons opgesluit in alles wat ons elke dag mag beleef. Amen. Kom ons bid saam. Here God, vir al die kere wat ons u genade miskyk en dit nie ontvang nie, vra ons vandag vergifnis. Dankie dat u genade oor ons uitstort, dat u vir ons die hoogste prys betaal het met u eie lewe. Help ons Here om dit wat ons van u ontvang het weer te gaan deel. En help ons Here om te besef, u is altyd by ons, nie net op sekere plekke in ons lewens nie. Open tog ons geestesoë, dat ons u en ons roeping mag raak sien en weet, u genade lê ook daarin. Help ons om altyd op u te vertrou, o Here. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die Here altyd in jou die begeerte skep om sy woord te onderhou, om sy liefde uit te straal. Gaan in die vrede van die Here. Amen. Amen.